En vanoggend, soos die sel weet, die afgelope tyd is ons besig met verhoudings in die werksplek, familie, kinders, en ons haak 'n bietjie vas met verhoudings. En ons kyk na verhoudings oor die algemeen, veral in die werksplek waar ons mee besig was. So ons gaan nie weer daai Efesiërs 6, daai hele gedeelte van 1 tot 9 lees nie, maar die hele gedeelte waaroor hy daar praat, lê op hierdie vlak. Van harte die wil van God doen, dat ons die wil van God moet ken. Ons moet sy hartklop ken. Want as ons nie sy hartklop ken nie, dan interpreteer ons wêreld verkeerd. Ons bid so maklik, Vader, laat dit op die aarde wees, soos dit in die hemele is. Kan ons deur God se oë kyk na ons omstandighede? Of, Vader, laat dit in die hemele wees soos wat dit op aarde is? Dis eintlik wat ons bid, as ons nie die wil van God ken nie, sy hartklop vir u en vir my. Dis geweldig belangrik, en dan, wat ons ook al doen, soos vir die Here en nie vir mense nie. Want so baie keer dan doen ons dat mense ons moet sien, maar ons harte is nie noodwendig in dit nie, en dis wat ons Vader sien. En dan kom hy, my kind, ek wil hê, jy moet my hart sien. Ek wil hê, jy moet sien wat ek vir jou het, hoe ek saam met jou is. So hierdie twee goeders in ons werksplek, in ons huis, waar ons onsself bevind alleen, maak nie saak nie. Hierdie twee goeders is verskriklik belangrik. So vanoggend, verlede week, het ons vinnig gekyk net na hierdie, en dit het nogal heel wat gesprekke uitgelok hierdie week. Oral waar ons gegaan het in die selgroepe, dit het nogal goeie gesprekke losgemaak om te sien, kan ons God se prentjie sien in al ons ander verhoudings, hoe dit uitspeel na al die ander toe. En die groot ding waarop dit neerkom, op hierdie stadium van God eerste, jou eggenote in daai eenheid, God, man en vrou, familie, en dan speel die ander uit, hoe hy hom ook al uitspeel. Maar in daai verhouding, in wie God is. En sodra daai goeders die mekaar raak, dan raak jou verhoudings ook baie die mekaar. Maar daar moet eenheid wees, sinkronisasie, om te kan sien wat in Vader se hart is, en kan ek en my vrou en ons Vader dit saam deurleef, na ons gesinne toe, ek en my kinders, en daai perspektief rondom dit hê. Nou, mense kan dit amper so sê, jou roeping, wandel waardig tot die roeping wat God jou geroep het, is eintlik jou kompas, die woord van God, hoe hy vir jou rig in die hemele, so op aarde, die wil van God, om te kan sien wat is God se hartklop. Dit is nie so eenvoudig nie, want baie keer ons spandeer 5 minute in die woord, maar ons spandeer 23 uur, 55 minute in die wêreld, en dis wat ons kompas later raak. En mens kan amper sê, jou roeping is jou kompas, dit wys na God en sy doelwitte. Weereens God eerste. Maak nie saak waar jy loop nie, die kompas hou jou op koers na hom toe. Waar jy gaan om te sien, wat is die kompas? Die woord van die Here lei ons die hele tyd. En as jou kompas gebreek is, jou roeping, om God te eer, om hom te dien, om saam met hom te wandel, as daai kompas verkeerd is, nou ek weet nie wie van julle het al kaartwerk gedoen, of wat ook al nie, maar as jy naby magnetiese veld was, of onder 'n drade gestaan het, elektriese drade, of so iets, dan gooi daai kompas vir jou 'n lesing, wat jy vinnig in die moeilikheid gaan bring. Nou, as jy stap die rigting, as jy daar kom en sê, hierdie kompas wys dan nou anders. Waar daar interferences is, kan jou kompas nie reg lees nie. En daarom het dit so nodig om in die woord te wees. So as jou kompas gebreek is, jou roeping is vervrommel. Jy is verwronge. Jy sien dit nie. Jy sal 'n verkeerde rigting beweeg, selfs al beweeg jy vinnig of vaardig. Maar ek gaan vorentoe. Iemand sê,
gaan voort. Ek kyk noord en gaan voort. Meantime as hy kompas staan hy die kant toe. So jou kompas wat vir jou rigting aangee. Kyk ons regtig na daai instrumente. Jou kaart waarop jy beweeg om te sien waarheen ek gaan, jou werk. Daar is so baie paadjies waarin ons is. Daai kompas wys vir ons en dan die pad wat ons dan vat. Dit sal wees dan jou vaardighede, jou werk. Jou werk is soos die terrein waarop jy loop. Jou boerdery, jou onderrig, medisyne, besigheid. Oral waar jy dan sal beweeg in daai areas, sal geskryf word deur daai kompas, deur die wil van God. Nie soos vir mense nie, maar vir God. Alles wat jy gaan doen, gaan jy deur daai kompas kyk. En daar waar jy beweeg. Die kaart wys jou hoe om jou omgewing effektief te navigeer. Verskillende werke is verskillende kaarte, maar die kompas jou roeping vertel jou watter rigting reg is. Om in daai posisie te bly, die hele tyd om gefokus te bly. En dan jou voertuig waarin jy beweeg. Jou gawes, jou vaardighede. Dit wat jy geleer het, jou mens wees, dit wat jy is, dit wat jou belangstelling is, dis daai gereedskap. Nou, as jou kompas verkeerd is, kan dieselfde gereedskap vernietig, misbruik of mislei. Die kompas gebreek is, dan al die vaardighede wat ek het, kan die omgewing waarin jy beweeg, stikkend maak. Want dan gaan dit net oor jouself, wat ek daaruit kan kry, en selfs die omgewing wat ek daar is, ek sien nie dat ek iets kan byvoeg nie, ek sien ek moet kry uit dit. So, my perspektief verander so vinnig. As daai kompas verkeerd is, oor hoe kom ek doen wat ek doen, in my huwelik, in my werksplek, as daai kompas verkeerd is, dan is dit chaos. Want dan luister ek na 'n ander kaart, ek vat 'n ander kaart, ek vat 'n ander manier van dink doen. En die voertuig wat ek beweeg, dit kan stikkend maak. As jou kompas reg uitgelees, gebruik jy jou gereedskap om die skepping te bou en te koester en om orde en vrugbaarheid te bring. Daar's vrug in jou lewe. In Efesiërs 6 vers 10. Eintlik my broers, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Word kragtig in die Here, daai kompas waarin ons beweeg, die rigting wat hy vir ons gee, hierdie verhouding waarin ons is, en hy sê, hy gaan nou hier aan, en nou beweeg ons in daardie, ons ken nou baie goed, trek die volle wapenrusting van God aan, om staande te kan bly, in al hierdie verhoudings, in al hierdie prosesse, al hierdie dinge waarin ons in beweeg. Paulus beweeg, hierdie is sy finale gesê, uiteindelik my broers, finally my brethren, be strong in the Lord. En nou hoor dit hierdie kragtige woorde. And in the power of his might. Word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Waar ons ook al beweeg, hierdie kompas, hierdie kaart, hierdie toerusting, alles wat ons het, is in sy krag en in sy sterkte en in sy identiteit. En hierdie goeders klink wonderlik. Dis soos 'n yes. Maar ek weet, en u weet ook, daar kom 'n tyd in ons lewens wat ons amper hierdie ego, wat Paulus skryf in Romeine 7. Paulus skryf hierdie, ek verstaan my eie doen en late glad nie. Wat ek graag wil doen, laat ek na. Maar wat ek verafskie, juis dit doen ek. As ek doen wat ek nie wil doen nie, maar my gewete kla my daaroor aan, erken ek self dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat die verkeerde doen nie, maar eerder die sonde wat
in my woon. Ek versuim die goeie wat ek so graag wil doen. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. As ek dan doen wat ek nie wil nie, is dit meer as wat ek dit nie doen nie. Maar eerder die sonde wat in my woon. En hy sê, hier is iets in my. Ek weet al hierdie goeders. Maar daar's iets hier in my wat my trek, ek gaan doen goed wat ek nie wil doen nie. Want ek weet, dis nie goed vir my nie. Ek weet, dis nie reg nie. Nou, wat gaan hier aan? Paulus skryf hier, ek dink die meeste van ons sê, ek ken my kompas, ek ken die padkaart, ek ken die toerusting, ek weet alles, en wragtig. Ek weet nie of ek dit mag sê op TV nie, of op die kerk nie. Maar vriendiewaar, ek gaan doen dit weer. Is daar enige iemand hier wat saam met my hand op kan steek? Halleluja. En nou kom ons by hierdie plek en sê, why? Dit het so vinnig gebeur. Weet u, ons kompas, wanneer ons gebore word, en hoe ons begin leef, word amper gekalibreer in hoe ek groot word. Hoe ek dinge beleef, hoe ek dit sien, en hierdie goed kom sit in my sielsdimensie. Wanneer dit tot bekering kom, en my kompas kom reg in lyn, en my geesmens word nuut gemaak, want jou geesmens word onmiddellik nuut gemaak, jy is 'n nuwe mens, die ou dinge is verby. Maar hier is 'n ding in jou menswees, jare se manier van doen, jare se manier van dink, jare se manier van dinge beleef, wat in my menswees ingeskryf word, nou is ek 'n nuwe mens, my kompas is reg. Maar my sielsdimensie is daar goed wat herskryf moet word. En Paulus skryf dit daar in Romeine 12. En nou doen ek 'n beroep op julle, Romeine 12 vers 1 en 2. Op grond van my groot ontferming van God, gee julleself aan God as 'n lewendige en heilige offer wat aan hom aanneemlik is. Die Engels sê dit so mooi, a living sacrifice unto God. Nou weet jy wat die probleem is met 'n living sacrifice? Hy bly klim van die altaar af. As jy 'n lewendige offer, 'n bok daar gaan neersit om geoffer te word, wat gaan daai bok doen? Hy klim daar af en maak dat hy wegkom. En dis wat ons ook doen. Paulus skryf hierso sê, maar sit jouself in die ontferming van God. Gee jouself aan God as 'n lewendige heilige offer wat aan hom aanneemlik is. Dit is jou wesenlikheid van jou godsdiens, om jou menswees aan God te oorhandig. En dis nie so eenvoudig nie. Want nou moet ek myself oopmaak. Dis een ding om op geestelike vlak te lewe, maar dis 'n ander ding om jou menswees vir God en vir die mense rondom jou oop te maak. Dis nie so eenvoudig nie. Ons dink dis eenvoudig. Maar ek laat iemand dit sien, jy is bietjie af vandag en vra, hoe gaan dit met jou? Ek gaan sê, hoorie so, ek trek bietjie swaar, hierdie ding wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dis 'n sin. Prys die Here is op die troon. En ons het nou net gelees, nie met oediens nie, of vir mense te behaag nie, maar om God te eer. Kan ek regtig by my broer gaan sit en vir hom sê, hoor eens 'n brother, ek is 'n bietjie in die moeilikheid. Hierdie ding trek vir my hoor. Hierdie bok wil afklim van die offer af. Ek weet ek moet dit doen, maar hierdie ding sit diep. Vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Te laat. Dit is waar ek vandaan kom. Ek ken hom, ek is gelyk aan hom. Maar hy sê,
ons het nodig om hier uit te kom. Ons moet hier uitkom. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is. Ons het net gesien, om te leef volgens die wil van God. Maar ons denke is nodig om te vernuwe, sodat ons kan onderskei wat die wil van God is, en wat vir God aanneemlik en volmaak is. Mense soos wat ons hierso sit, ek dink almal van ons het ons harte vir die Here gegee. En tog sukkel ons van tyd tot tyd om in oorwinning te leef. Ons voel hierdie trek, hierdie trek. Nou vanoggend wil ek na 4 kragte kyk wat nog in ons werk. Daar's baie, maar hierdie 4 is 4 wat nogal dit is so swaartekrag, 'n magnetiese krag. Nou, ek wil hiermee nou baie mooi luister. Ons hou van bekendheid. Ons hou van bekendheid. So, as iets vir jou bekend voel, dan voel jy veilig. En as jy veilig voel, dan is dit aantreklik. En as dit aantreklik is, dan herhaal ek dit. Hierdie 4 goeters, ek wil hier mooi luister. As dit bekend voel, dan voel ek veilig. En as ek veilig voel, dan voel ek dit aantreklik. En as dit aantreklik is, dan herhaal ek dit. En daai bly so in 'n loop inkom, en hy hardloop, en op die ouend van die dag, dan word dit 'n vesting. Die Engelse woord sê 'n stronghold. Dis wat my stronghold is. Nou, ons noem dit so die gedragsmagnetisme, the gravity pull. Hierdie gedragsmagnetisme, dis 'n emosionele swaarkrag, dis 'n bekende emosionele patroon. Nou hierdie goeders word baie keer gevorm in ons kinderjare. Die trekkrag van die senuweestelsel na dit wat bekend voel, nie noodwendig gesond nie. Maar dis vir my bekend. En sodra dit bekend is dit veilig. En sodra dit veilig is, dan is dit aantreklik. En sodra dit aantreklik is, dan herhaal ek dit. Dis die siklus van die lewe, die hele tyd. Ons gaan eintlik net in recycling in. Nou kom ek vat 'n voorbeeld. Ek weet KFC is nie goed vir my nie. Ek weet dit. Maar ons as kinders het altyd, nie altyd nie, so eenmal 'n maand, na kerk op 'n Sondag, dan het ons Witbank toe gery. Ons daar op Komati Kragsentrale het ons gebly. Ons was jonk. En dit was so groot uitstappie. 30 km ver gery. Ry ons KFC toe. Nou, ons het 'n bucket gekoop. Nou in daai bucket was daar 6 rolletjies en so 'n bakkie sous wat so ingepak is. En as hy bucket toegemaak, die deksel maak so. Nou sit jy met daai bucket op jou skoot. En daai reuk wat hier uitkom. Julle ry kyk Kentucky nou al, nê? Daai reuk wat daar uitkom. Nou ry jy met daai bucket terug. Kyk, daar's sulke gate in daai deksel gewees. Kyk of niemand kyk of jy dalk 'n stukkie van daai velletjie daar kan uitkry. Maar jy kan nie daai bucket roer aan my, dan maak hy so. Hey, wat maak jy? Niks. Maar kyk, jy loer, jy krap so daai stukkie papier wat daar bo-oor is, krap jy so oop. En dit was ons uitstappie, dit was ons lekker kry, en dan kom ons by die huis, maar daai bucket word gesweep deur ons 5. Jy blink so van hier tot onder, maar boetie, en nou nog as daar iets aan KFC, as ek hy reuk kry, is dit bekend. Dit voel soos huis. Dit klink belaglik. Maar hy is so diep
in jou menswees ingesit, wat bekend is, voel veilig en dit voel tuis. Die positiewe goeders en die negatiewe goeders. Dis bekend, dit voel tuis en ek kan daarmee werk. Soos ek jou sê, dis nie noodwendig gesond nie, maar dit voel tuis. Jy voel tuis. En so hierdie gravitasiekrag, hierdie gravity pull, word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Nou, ek het nou al 'n hartaanval gehad en ek hou nog steeds van Kentucky. Dis is so enige dokter wil sê, nee, wortel vir jou boetie. Ja, die hoender eet die wortel. En dan ruik daai hoender dan lekker as hy wortel geëet het. Maar dit is bekend, dit voel veilig, dit is aantreklik en ek herhaal dit. Bekend, dit voel tuis, dit voel van die trekkrag, dis nie noodwendig gesond nie. Wat bekend voel, is nie noodwendig gesond nie. So, in hierdie gravitasiekrag in ons menswees, wil ek na 4 gravitasiekragte kyk en hierdie siklus van bekendheid. Nou, die kernbeginsel van hierdie siklus van bekendheid, as dit bekend voel, voel dit veilig. As dit veilig voel, word dit aantreklik. Aantreklik is, dan word dit herhaal. Ons kies nie altyd nie, ons herwin. Daai recycle waarvan ek nou net gepraat het. In Efesiërs 4 vers 22 het ons gesê, dit lê die ou mens af en vernuwe. Ons trek die nuwe aan. Dis baie maklik gesê, maar boetie, as ons eers daai vesting gekry het, sukkel ons om deur om te kom. So die eerste ene waarna ons gekyk vanoggend is die spieelmagneet. Nou hierdie ene, die spieelmagneet in my emosie waar ek veilig voel, dis dieselfde. Dis dieselfde. So in my verhoudings, by die werkplek, in my huis, leer ek om net te reflekteer. Ek hou nie, as my maat gelukkig is ek gelukkig. As my maat omgekrap is ek omgekrap. En as iets verkeerd gaan in hierdie spieelbeeld, as my maat net 'n bietjie kwaad is vir my, of my maat stem nie met my saam nie, dan gaan ek soos 'n skilpad. Ek trek dit in my dop in. Want hierdie spieelbeeld is nou iets anders en ek voel nie veilig nie. Dis nie bekend nie. So hierdie eerste gravitasiekrag, ek soek dan mense met wie ek kan spieelbeeld. En as ek nie kan spieelbeeld nie, dan onttrek ek. Nou hierdie goeters word in ons kinderjare al vasgelê. Ek hou nie van konflik nie, my persoonlikheid hou nie van konflik nie, ek hou nie van dinge wat verkeerd is nie, so al wat ek doen, ek mirror net hierdie spieël. En sodra my maat nie my saamstem nie, either volstruis, of 'n kap vir my skilpad, of 'n hare skilpad. Sê wat's nou fout? Niks. Wat het nou verkeerd gegaan? Nee, niks, daar het niks verkeerd gegaan nie. Tot daai skilpad voel, hy voel veilig. En dan kom hy weer uit. Hy sê, ouwe, hier's jy, wat nou? Nee, niks, dit was niks. Wat nee, nou, ons is fair fine. Die spieelbeeld. Dis al. Ek gee terug wat hy vir my gee. As ek nie veilig voel nie, dan voel ek nie tuis nie. So ek onttrek. In jou werksplek, doen dieselfde. As jy sien, hierdie ouens is nie lekker nie, trek maar net terug in my dop, en ek doen my werk, en ek gaan aan. Aangetrokke tot mense of omgewing wat weerspieël hoe jy groot geword het. Jou werksplek, voorbeeld, 'n werksplek beland gedurig onder ooraktiewe, oorkritiserende bestuurder. Dis dat daai oorkritiese bestuurders, jy hou nie van dit nie, en dan maak jy dit wegkom. Baie verhoudings word so verbreek. Jou werksplek maak jy dit wegkom. Recycling. Just recycle.
Nee, ek pas nie in hierdie werk nie, ek voel nie gemaklik hier nie, ek moet hier uitkom. Nou as jy nie besef hoekom jy nie veilig voel nie, onthou, as jy nie veilig voel nie, dan hou jy daarvan nie. Nou kom jy in 'n werksplek en almal mirror mekaar. Jy's so oulik, ag dankie, ek weet ek is oulik. Ja, jy's net so oulik. Ag jy's so oulik. En ons werk en iets gebeur by die werk en ek sê maar ek stem nie met jou saam nie. En onmiddellik voel ek onveilig. Die tweede een, die ego-magneet. Nou hierdie ene is net you amplify. Hy word eintlik net groter. As jy in 'n omgewing groot geword het waar dinge julle het saam dinge gedoen. En julle het saam dinge en ewe skielik wil jy die ene wees. Ek sal eerder die vierhoekie hê. Soos byvoorbeeld jy het in 'n huis groot geword waar jy en jou ma, sê nou maar, jy en jou ma of jy en jou pa, wat ook al, waarin julle in konflik met mekaar gewees het die hele tyd. Hierdie konflik, maar julle het mekaar lekker gechallenge. En dit was lekker gewees. Nou kom jy in 'n verhouding. Nou ego jy dit. En jy ten minste is jy in beheer van hierdie situasie. So jy is hier by die vierhoekie. Jy soek chaos. Party mense, dit is boring. My huwelik is so boring. Ek soek net 'n bietjie opwinding. Kom ek veroorsaak 'n bietjie chaos in hierdie huis. Alles is so net normaal. Herskep pyn om in beheer te voel. Daai persoon veroorsaak drama. Daai veroorsaak drama in die werksplek. Alles is vrede, en dan die volgende oomblik is daar 'n uitbarsting van proporsies wat jy nie van weet wat nou aangaan nie. En jy weet nie waar kom hierdie ding vandaan nie. Daai persoon voel nie veilig in hierdie stil nie. Dit is net hopeless te boring. Nou sit net twee sulke volatile persone, elkeen wil in beheer wees. Julle nou is daar wêreldoorlog 3 in daai huis. En hulle skree op mekaar hoor. Nie wil harder wees as die ander ene. En hulle ego net. En ons siklus nie. Die grootste ene wat ontplof het, wen. En die ander loop by die deur uit. En nou gaan ons anders of niks gebeur het nie. Niks. Niemand vra vir mekaar om verskoning nie. Niemand gaan, dis net soos in die bom het gebars. Okay, nou. Ons almal voel nou lekker. Behalwe die wat verloor het. Hulle gaan nou begin stir. Want ek wil wen hierdie keer. Ek kan wen hierdie keer. Se gat, daar's nie 'n manier nie. Ek gaan vir jou kry. Kom ons gaan kerk toe. Nou wil jy kerk toe gaan. Ja, nee, kom. Nee, kom eens. Hallo mense. Maar hierdie oorlog is aan die gang hier binne. Pause om net so vir 'n oomblik asseblief. Ek is nog nie klaar met jou nie. Ons ry terug huis toe. Unpause. Jy onthou, nee? Hierdie mense hou van drama. Hulle is in jou werksplek. Hulle stap sommer in die dag, dan besef jy, buckle up. Maar dis om hierdie ding, en dan veroorsaak dit chaos in my huis. Sê net maar jy en jou ma het so saam groot geword. Nou kom jy in jou huis, en jy en jou dogter. Nou wil jy hierdie kind groot maak, Boeta, want hierdie kind moet kan saamfight. En dit, daai magneet, trek dan hy ego. Julle kan 5 minute mekaar teenwoordigheid wees. Julle het mekaar so gemis. Maar as julle 5 minute mekaar teenwoordig, dan is daar 'n fight. Nee, daar's 'n fight.
En jy weet nie hoekom nie, jy wil dit nie so hê nie, maar dis daar, want jy voel veilig. Kan jy dit glo? Jy voel veilig, en jy voel tuis. Want ten minste kan ons oordentlik fight. En hierdie mense geniet dit. Hulle bly vir jare by mekaar. Maar hulle meet mekaar se match, Mata. En dan in die werksplek, so hierdie magneet trek jou. Die derde ene is 'n baie interessante magneet. En dit is die ene, die omkeermagneet. Hy flip. Dis waar jy byvoorbeeld as kind in 'n huis groot geword het, waar jy die hele tyd onder druk is, waar jy gevoel word, jou stem word nie gehoor nie. Jy's 'n muurblommetjie. Jy sit net daar. En jy besluit, genoeg is genoeg, en jy trek hom om, want hierdie ding wat na jou trek, voel daar is mense wat, jy gaan nie weer so gehanteer word nie. En jy flip om, en jy sê, nou is ek die een in beheer. Ek was opgetrap, niemand sal ooit weer op my trap nie. En ek flip die skrip, en waar ek dan beheer vat. In my binneste voel dit vir my soos in, nee, maar alles, ek sit hierdie muur rondom my, vir beskerming. Niemand gaan ooit weer op my trap nie. En hierdie magneet trek my. Jy word die ding wat jou eerste seer gemaak het. Magteloosheid na beheersheid. Die werksplek voorbeeld, die leier mikrobeheer, omdat hulle vroeër geïgnoreer is. Ek is nou in beheer, ek is in beheer. Sê, jy hoef nie hier te hover nie. Luister, moenie vir my vertel nie. Maar meantime is dit net daai toemaak. Moenie naby my kom nie. En dan die voltooiingsmagneet. Ek het in 'n plek groot geword waar dinge verkeerd was, uit mekaar gaan, en ek het hierdie rol aangeneem om dinge reg te maak. Ek wil heeltyd iemand fix. I will complete. This magnet, my rol is om mense gesond te maak. Daarom stap hierdie persoonlikheid baie keer in 'n verhouding in. Nie omdat hulle waarde toevoeg nie, maar sê, ek kan iets beteken vir hierdie mens. So hulle wil die mens die hele tyd probeer fix. Die hele tyd. Party praat van die God complex. Jy sal in 'n werk instap, jy weet dit is chaos hier, maar ek het die potensiaal om die plek reg te ruk. Ek het die potensiaal om iemand reg te trek. Ek is daar om iemand te help. Daar's een ding, as die Heilige Gees dit in jou binneste, maar dis 'n ander ding wat jy voel, jy gaan daai persoon help. Jy gaan daai persoon, so jy wil hierdie proses voltooi. Soek mense soos die wat jou seer gemaak het, in die hoop om uiteindelik die ou wond reg te maak. Niemand was daar vir jou nie, nou gaan jy daar wees vir hulle. Jy gaan hulle regtrek. Jy gaan hulle regmaak. En dis chaos. So, jy's nooit tevrede met 'n plek wat reg is nie. Jy voel nie tuis daar nie. So, as alles in vrede is en kalmte is, dan gaan soek jy 'n plek wat jy kan gaan regmaak, en iemand wat jy kan regkry. En baie keer sal jou man ook vir jou sê, hoorie so, los met hy, ek is nie, I'm not broken. Of jy is besig met jou vrou die hele tyd. Nee, maar my vrou moet dit, my vrou moet, kom ons sal dit in, so jy's die hele tyd besig om haar reg te maak. Hierdie magnete trek ons. Nou hier is net 4. En soos jy self kan sien, dis goeders wat onbewustelik is,
want ek voel veilig hier. En omdat ek veilig voel, word dit my tuiste. En daai tuiste kan ander mense vernietig. Al is ek 'n kind van die Here. Paulus skryf daar, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, maar wat gaan hier aan? Hy sê, maar ek word sterk in die krag van die Here. Nou, hoe breek ek hierdie siklus? Ek gaan vinnig hieroor gaan nou. Herken die magnetiese krag? Vra, wat gebeur gedurig wat ek sê ek wil nie hê nie, maar steeds toelaat? Ontmasker hierdie onvrugbare werke van die duisternis, Efesiërs 5 vers 11. Noem die magneet. Is dit spieël, is dit ego, is dit omkeer, is dit voltooiing? Wat is hierdie ding wat met deel sê? Spoor die bron na. Wie het jou geleer dit is normaal? Wie se liefde was voorwaardelik? En as 'n mens dan net kan sê, wat het jou laat glo veiligheid het 'n prys? Waarin ek veilig voel. Ontmasker die leuen. Wat soos chemie voel, is dikwels net kinderjaarse pyn. Hoe kan hierdie goed ontmasker word? Dit is wanneer ek en u regtig eerlik is met ons Vader, regtig eerlik is met jouself, om dit te kan sien en toe te laat, want ons almal blind spots. Ek kan nie sien wat ek nie sien nie. En dis waar ons maats nodig het, dis waar ons die kompas nodig het, dis waar ons selgroepe nodig het. En dit is seer as iemand vir jou sê, hoorie so Johan, jy sien hierdie ding nie raak nie. En wanneer ons in mekaar se teenwoordigheid kom, en ons kom in die Heilige Gees se teenwoordigheid, dan kom maak hy oop, dat ons kan sien. En baie keer in die kerksituasie vermy ons mekaar, net om te kan sien, net om oop te maak vir jou maat, om te kan sien. As jy sê, jy is 'n heilige offer, op die altaar, dan moet jy hierdie pyn wat jy hier toesny en toemaak, nodig het om oop te maak. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe wat God aan jou wakker te maak, deur die oplegging van hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar krag en liefde en selfbeheersing. Sy Heilige Gees wat nou in u woon, is nie net daar vir jou geestelike lewe nie, maar is om ons vry te maak van hierdie kettings, vry te maak van hierdie goeders wat ons terughou, vry te maak om wat ons vashou. Maar is ons bereid om na mekaar te luister? Of gaan ek soos 'n skilpad? Of raak ek al hoe harder? Of draai ek om? Of is ek die antwoord vir ander mense se pyn? Maar ek kom nie agter wat ek in my eie gees dra nie. Daai strongholds kan net gebreek word wanneer ons met mekaar tyd spandeer. Wanneer ons toelaat dat die kompas, die woord vir ons in ons binneste en ons eerlik is met onsself en met God. Nie geestelike sousie nie. Maar eerlik is as iemand vir jou sê Johan. Dan sê ek het dit nie gesien nie. Dankie brother. Vader, help my om te sien hoekom voel ek veilig in hierdie situasie? Hoekom voel ek veilig in chaos? Hoekom veroorsaak ek chaos en ek voel veilig? Hoekom kan ek nie in my verhoudinge groei nie? Hoekom hardloop ek die hele tyd vas in verkeerde goeders? Hoekom is daar nie vrede nie? Want daar's baie herskryfwerk wat nodig is in ons binneste, maar ons is te bang daarvoor. Ons wil geestelik operate. Maar die Here sê, jou mens wees is waar jy beweeg. Wie jy is. Groeie verhoudinge. Is daar lewe waarmee jy besig is?
Of kom dit by punt en dan is dit weg. Ons kan die duiwel wegjaag, ons kan alles wegjaag. Maar word sterk in die krag van die Here en sy volheid.